Kortliks in Kos, 9 Mei 2025. So wat is in die nuus? Op die hoek van Violet en Flora lane in Adelaide View is kragkabels alweer gesny. Dit word vermoed dat dit een persoon was wat vermoedelik betrap of versteur is tydens die daad en nie die kabels kon steel nie. Maar 'n paar huise in die omgewing sit sonder krag, totdat die elektriese afdeling daar kan uitkom. Môre by die Mark Otter Stadion speel Klerksdorp se Neserliga teen die Northam Wolves. So as jy lus is vir 'n bietjie lokale rugby, ondersteun hulle gerus vanaf 2 uur. Meer besonderhede is onder events op die Kosh Online webblad. Iets vir ons jong mense. Bernard Redlinghuis praat Sondag aand 6 uur oor trauma in jong mense se lewens en hoe jy dit kan verwerk by Herlewingsentrum Gemeente. Dit is daardie kerk agter Food Lovers Market in 1 Corrielaan. Die rioolprobleem op die hoek van Flora en Willowlaan lyk soos 'n dam. Duisende mense beweeg deur hierdie dam daagliks en raadslede is raad op, omdat die munisipaliteit geen aksie toon nie. Die uitvoerende burgemeester Fikile Manglope is al uitgenooi om die area te besigtig, maar nog niks het gebeur nie. Môreoggend van 8 uur af gaan 'n paar strate in Adelaide View weer vol mense wees wat deelneem aan die Cathedral of Christ the Redeemer se Colour Run. Hulle roete sluit in Poppylaan, Floralaan en Asterlaan, so wees asseblief versigtig as jy in daardie area ry môreoggend. Die gaskragstasie projek is blykbaar nou gestop. Daar is baie vrae oor die ontwikkelaar, Urban Blue, en die DA het gevra vir 'n ondersoek. Ons het 'n volledige artikel hieroor op Kosh Online. 'n Multipartytjie-komitee is aangestel om beweringe van ongemagtigde uitgawes, besteding sonder raadsgoedkeuring en nie nakoming van voorsieningskettingprosesse te ondersoek rakende die uitvoerende burgemeester Fikile Manglope, na aanleiding van beweringe van finansiële wangedrag. As jy enige nuus wil bydra tot Kortliks in Kos, stuur alle inligting met foto's en video waar beskikbaar na WhatsApp 076 350 6221. Sien julle binnekort weer.